Ja, so dit was Sondag, span nommer 1 teen span nommer 2, APS Wanderers, wat eerst bo in die puntelys geëindig het, net op klein punte verskil met net toe golf tempo, was hulle bo aan die lys teenoor ATG VIS Old Boys, hulle mekaar toe in die finaal weer gekry daar in Olympia by die cricketstadion. Ja, hierdie sal ek 'n bietjie later oor gesels. Dit was eintlik dit was so 'n bietjie later so naby aan die einde van die wedstryd was daar die aanlyn telkaart, die scorekaart, wat vermoedelik gehack was. En ja, toe ons nou so 'n bietjie laat namiddag naby aan ons koerant se spertyd kom en die koerant, ons het nou ek nou besluit ek gaan wag vir dit. Ons is 'n bietjie naby aan ons spertyd, maar ek het gedink dit lyk belovend dat hulle vroeg sal klaarmaak, maar dit het toe nou nie heeltemal so uitgewerk is veral toe nou met die hacking probleem. Ja, cricket nou maar by ondersoek by die saak nog so 'n bietjie. Okay. Ja, hulle wil nou nie bespiegel oor wat daar gebeur het. Hulle in my opinie miskien nogal baie kykers en so, of volgelinge op hulle sosiale media van die cricketlande in Asië en so, waar sportsbetting en so mos nou ook 'n groot saak is. Maar anyway, miskien ek weet nie of dit iets daarmee te doen het, maar hulle ondersoek dit. Okay. So maar aan die einde van die dag was dit dan VIS Old Boys wat die liga gewen het. Hulle het die finaal gewen met 33 lopies, wat dan nou die korrekte informasie op 'n ou einde van die dag was. Hulle het 307 vir die verlies van 7 opgestel met Gerard Erasmus wat 77 van 81 balle gekry het. Die nasionale span se kaptein natuurlik, en dan die kaptein van VIS Old Boys, Sean Fouché, hy het 81 van 90 balle aangeteken, so 'n groot vennootskap daar tussen die twee gewees, wat dan nou vir hulle gehelp het tot 'n redelike stewige telling van 307. En toe Wanderers nou moet gaan golf, toe het hulle uiteindelik, hulle was in 'n stadium nogal redelik diep in die moeilikheid, 121 vir die verlies van 7. So toe het hulle nog so 187 lopies gekort van 132 balle met meeste van hulle topkolwers wat toe nou reeds uit was, insluitende JJ Smith vir 21. En in daai stadium was dit Waldo Smith, ek meen familie van hom nie. Hy was op daai stadium so 7 lopies aangeteken van 41 balle, maar hy toe begin lostrek en 'n paar 6 en so geslaan, uiteindelik geëindig met 69 lopies van 99 balle of iets soos dit. En ook Bernard Scholes wat 49 nie aangeteken het. So daai twee manne se telling op die verkeerde scorekaart het toe nou aangedui dat Wanderers het toe gelyk geëindig en hulle moes toe 'n Super Bowl weer speel, wat ATG VIS Old Boys toe nou supposedly gewen het, maar dit is nie wat gebeur het. Wees net, 'n mens kan nie die tegnologie so vertrou nie. Ja, so ek het vreemd, ek was nou, hulle kon seker hier naby aan 5 uur se kant laag gemaak het, maar eventually was dit hier tussen 7 uur en 8 uur dat ek uiteindelik toe nou dit in die koerant kon gekry het. Daarom die regte inligting van wat dit werd is, maar so 'n bietjie in die moeilikheid beland by die werk vandag.